Daar sy matrieks, ons gaan vandag kyk hoe skryf ek 'n literêre opstel. 'n Opstelvraag is 'n vraag oor die drama wat jy bestudeer het, wat jy in 'n opstelvorm moet beantwoord. Dis egter nie 'n samevatting of 'n opsomming van die drama se inhoud nie. Jy moenie die storie kom oorvertel nie. Hierdie is baie belangrik. Jy is nie daar om vir my te vertel wat in die drama gebeur het nie. So moenie die drama kom oorvertel nie. Dit tel 25 punte. En jy moet ongeveer 55 minute daarin spandeer. Maak asseblief seker dat jy jou tyd so inruim dat jy nie uit tyd uit hardloop nie. As jy 'n opstelvraag doen, dan moet jy op die volgende maniere reageer. Jy kry 'n vraag en jy moet op hierdie vraag op die volgende maniere reageer. Die eerste manier, jy moet daai vraag kan interpreteer. Jy moet vir my kan sê wat presies word gevra, hoe word dit in die drama na vore gebring. Jy moet daai inligting interpreteer. Jy moet inligting vat en sê hoe pas dit by die beantwoording van hierdie spesifieke vraag. Jy moet waarderend wees. Jy moet waardering uitspreek rondom sekere goed wat in die drama na vore kom. En dan moet jy natuurlik evalueer. Jy moet kan sê hoekom die konstabel so opgetree het, wat was die rede hoekom hy so opgetree het, hoekom was Miem so ongelukkig, hoekom het Miem hierdie tipe van goed gedoen. Jy moet dit kan evalueer en dit vir ons kan verduidelik. Dus, jy moet bewys dat jy nie die drama ken nie. Onthou om die drama te doen in die klas, ons het hom gelees, dis nie goed genoeg nie, maar jy moet insig in die drama bewys. Jy moet afleidings maak en jy moet menings uitspreek en jy moet gevolgtrekkings maak. Hierdie is die 4 goed wat in die opstelvraag van jou gaan verwag word. Jy gaan 'n miem tree op 'n sekere manier op. Wat is die afleiding wat ons daaruit maak? Miem tree op 'n sekere manier op. Wat is my mening rondom hierdie optrede? Is dit geregverdig? Is dit geloofwaardig? Wat lei ek daaruit af? Dis my gevolgtrekking. My gevolgtrekking is Miem so optree deur die boek. Wat is my gevolgtrekking? Sy is so tipe karakter of sy het so 'n probleem. En dan moet ek op die ouend al hierdie goed saamvat en ek moet al hierdie goed uit die drama uit bewys. Dit help nie ek het 'n mening. Onthou 'n mening bly 'n mening as jy dit nie kan bewys nie. Afleiding moet jy kan bewys. Insig moet jy kan bewys en gevolgtrekkings moet jy kan bewys. Hoe bewys jy dit? Jy haal dit uit die drama uit. Jy sê dit het daar gebeur, dis hoe dit gebeur het. Dan gaan kyk ons die volgende. Wat is die wenke wat ons kan kry vir die skryf van die literêre opstel? Eerstens, skryf altyd in die teenwoordige tyd. Hou jouself vir die ontleding uit. Hoewel jy jou mening gee oor sekere goed wat in die drama gebeur, draai die opstel nie oor jou nie. Formuleer jou standpunt. Hierdie is baie belangrik. Daar word vir jou gevra om 'n standpunt te formuleer. Formuleer beteken jy moet 'n standpunt maak. Hoe lyk hierdie standpunt? Jou standpunt is jou afleiding wat jy maak, jou gevolgtrekking wat jy maak, jou mening wat jy maak, maar dit moet gestaaf word met aanhalings. So hierdie standpunt en 'n aanhaling is saam, is 'n wat? Is 'n feit. En dit moet uit die teks uit bewys word. Soos konstabel se woorde stel wet en orde voor. Dit is my standpunt. Wat is die aanhaling? Wat is die bewys? Want hy het gesê hy's deel van 'n ontplooide waakeenheid. So dit beteken die vrouens is alleen, die polisie het mense gestuur om hulle te beskerm. So daardeur mislei hulle deur laat hy dink dat hy op die ouend daar is om hulle te beskerm. Die verwysings moet spesifiek wees. Hierdie woord spesifiek is baie belangrik want dit moet uit die drama uitkom. So probeer so ver as moontlik, so naby as moontlik aan die drama kom. As jy geskryf die konstabel se woorde stel wet en orde voor, want hy's 'n polisieman. Ja, ons weet hy's 'n polisieman, maar daar moet spesifieke goed uit die drama uit wees wat vir ons hierdie woorde vir ons bewys. Moenie net die storie oorvertel nie. 'n Literêre opstel is weer eens 'n ontleding en 'n verduideliking van jou mening. 'n Mening en 'n standpunt is dieselfde ding. 'n Mening en 'n standpunt is dieselfde ding. Jy moet wys dat jy teks krities kan lees. Dit gaan nie net oor die lees die storie en sê o, dis so mooi nie. Jy moet na elke aspek van die drama kan kyk. En jy moet die nodige inligting kan onttrek. So jy moet, as die vraag beantwoord word, gaan soek waar in die drama kom hierdie goed voor. Jy moet dit onttrek, jy moet krities daarna kyk, jy moet dit ontleed, jy moet dit verduidelik na die hand van jou mening wat jy het. Moenie veralgemeen of gorrel nie. Daar's kinders wat woorde gebruik soos konstabel
is 'n bedrieër of meisie wil bevry word, sy's ontwaking. Want ons weet as ons hierdie woorde in die teks gebruik, gaan ons iewers punte kry. Onthou weer eens, net om 'n standpunt te herhaal gaan nie vir jou punt gee nie. Jy moet hierdie standpunt kan bewys. So moenie net gorrel en standaard woord goedjies uitwerk om sodoende die vraag te doen nie. Jy moet spesifiek wees en sorg dat jy literêre terme ken. Ken goed soos dialoog, jou handeling, dramatiese ironie, jou tema, jou spanningslyn. Ken die literêre terme, gebruik dit in jou opstel. Praat daaroor, sê wat jy daar rondom wil sê. Dan kom ons by die verdiepe formule. Nou die PIF-formule is dit wat ons sopas beskryf het van die standpunt en jou bewys. Dis presies dieselfde, ons noem dit net die PIF-formule. Nou wat is dit? Eerstens staan die P vir watter punt maak jy. Hierdie punt is ook jou standpunt, jou mening, enigiets wat jy gemaak het. In hierdie geval is dit dan die konstabel se simpatieke woorde aan Miem, mislei haar om te glo dat hy deel van die goeie is en daarom kan hy vir Miem teenoor hom bieg. So dit is my standpunt. Ek maak 'n punt. Ek sê dat hy was simpatiek teenoor haar en daar het hy haar mislei dat sy vir hom vertel wat in haar lewe aangaan. Verduidelik dit verder. Hoe gaan ek hierdie punt nou verder verduidelik? Ek moet dit verder verduidelik want dit is net te vaag op hierdie stadium. So wat sê ek onder die konstabel simpatieke maar vals woorde erken Miem hoe sy haar man mis. Nou daai waar staan Miem teenoor hom bieg, staan nou hier so sy haar man mis en sy erken dat die konstabel en haar dinge wakker maak. Dis hoe jy jou standpunt verder verduidelik en dan illustreer jy dit met 'n aanhaling uit die boek uit. Deur te sê, wat maak keer mevrou, ek moet erken konstabel 'n man hier te sien. Jy het tog maar in jou gedagtes geweet waar staan dit in die drama en jy kon dit dan van daar af so toepas. Ek hoop ons het iets geleer op hierdie stadium. In die volgende video wat ek gaan gee is, hoe beplan ek fisies hierdie opstel?